Maar ek wil graag hierdie met julle share, hierdie een skriffie, in Hebreërs 3 vers 4, sê, want elke huis word deur iemand gebou. So ons bou 'n huis. Maar dit sê ook, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. So daar's 'n vennootskap, want ek weet die woord sê, die Here bou sy huis. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid, want ons is 'n vennootskap met die Here. Ons is ook 'n deel, want die Here werk deur ons. So yes, die Here bou alles, maar ons is 'n vennootskap met hom om sy huis te bou. En daarom het ons, as ons deel is van 'n familie, deel is van 'n kerk, dan onmiddellik raak ons deel van dit. En dit laat my dink aan daai prentjie van Nehemia. Waar almal 'n deel gehad het, en elkeen het gebou en staan, en hierdie familie het gebou langs daai een, en langs hulle het daai een gebou, en langs daai een het daai familie gebou. Elkeen het 'n deeltjie gehad wat hy gedoen het. Ons het saam gebou, en ek glo, laas jaar was 'n jaar wat ons fondasie gelê het, en net kom vestig, dit wat die Here in plek sit, maar hierdie is 'n jaar van bou en bewaar. Want toe hulle muur gebou het hulle troffel in die hand gehad en 'n spies in die ander hand. Hulle het beskerm dit wat die Here wil begin doen het, maar het ook dit gebou wat die Here gedoen het. En ons gaan bou dit wat die Here doen, ons gaan die mure begin opsit. En, maar ek wil, so kom ons gaan na vanoggend se boodskap toe. En ek wil met jou lees, jy kan jou Bybel oopmaak, by Exodus 17, en ek wil 'n bietjie met julle praat oor Exodus 17 vanoggend. Dankie Here vir die woord, Vader, dankie dat die woord lewe is, en U sê dat as ons die opening van die woord bring lig, en dankie dat die woord vir ons lig bring, Here, en ons verklaar vandag dat die woord nie sal leeg terugkom nie. Dankie Here Jesus. Amen, amen. Kom ons begin daarso by Exodus 17, vers 1, en ek wil vir jou, met jou praat oor, die Here het jou geroep vir 'n plek. En wat doen ons daar? En hoe lyk dit? Kom ons lees daarso, Exodus 17 vers 1. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn sin getrek en laar opgeslaan by Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Nou iets moois vir my hierso is, dat die volk was gehoorsaam aan die Here. Hulle het geluister na die stem van die Here, al was dit nou deur Moses. Maar hulle het na die Here geluister, want Moses het namens die Here gepraat vir die volk. En hulle het geluister, en hulle het gegaan as die Here gesê het gaan. So dit sê vir my dat hulle moes hulle oë en hulle geloof in God gesit het. En gehoorsaam gewees het as God hulle roep of hulle stuur. En die Here het hulle deur hierdie woestyn gevat, en toe bring hulle by 'n plek met die naam Rafidim. Maar daar was geen water nie. Het jy al voor 'n plek gestaan waar jy die Here gevra het, Here, geef my rigting, Here, wys vir my, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie, Here, moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie, is hierdie ding reg, Here, of is dit nie reg nie? Het jy al voor daai plek gestaan, en dan voel jy hoor die Here, en jy doen dit, jy voel die Here sê, yes, my kind, gaan, en dan gaan jy, en dan ervaar jy, dis bietjie droog, as droogtes, want ek wil vir jou sê, toe Israel gegaan het, was hulle presies in die wil van die Here gewees. Want die Here het hulle gestuur. Maar hulle het deur 'n woestyn getrek. En deel van 'n woestyn is droogte. Baie keer gaan ek en jy op die woord van die Here, ons voel, yes, ons kry ja, ons voel die Here sê dis reg, en ek gaan in hierdie wêreld in, maar ek wil vir jou sê, die wêreld is ook 'n gebroke plek. En dan gebreek gebroke dinge. Want het gaan dan nie oor wie jy is nie, maar waar jy is. Want ons is in 'n gebroke wêreld, vriende, waar gebroke goeders gebeur. Maar ek wil vir jou sê, as jy hierso is, in hierdie kant, en jy fokus op, die Here het gesê, ja, die Here het my gestuur, ek is in God se wil, dan wil ek vir jou sê, jy gaan die droogte verdra. Jy gaan vir die droogte bid. Jy gaan wil 'n oplossing kry. Jy gaan die Here se hulp soek.
Maar jy gaan weet, dat ek is hierso, omdat die Here my gesoek het. Maar ek wil vir jou sê, as jy hierso is, en jy fokus op die droogte, gaan dit jou begin absorbeer. Dit wil begin jou intrek, en jy gaan begin vergeet, dat dit die Here is wat jou gestuur het. Want as jy hierso is, en jy fokus op die Here wat my gestuur het, dan is jy bewus van die geestelike. Maar as jy hierso is, en jy fokus op die droogte, gaan jy gefokus wees op die vleeslike. En jy gaan begin wegbeweeg van die geestelike af. Eksodus 17 vers 2 sê, toe toos die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Jy sien, as jy hierso is en jy fokus net op die droogte, begin dit jou overwhelm, en wat begin gebeur? Ek weet nie wat met jou gebeur het nie, maar mense begin jou blameer vir die droogte. Ja, maar jy het gesê ons moet kom. Ja, maar jy het gesê ons moet dit doen. Ja, maar jy het gesê. En nou is daar droogtes, nou is daar goeders wat gebeur. Of ek begin mense blameer vir die droogte wat in my lewe is. Nou ek wil nie sê, mense, ek sê nie, baie keer gebeur goed as gevolg van mense. Ek wil nie veralgemeen hierson nie. Vat vir Jona. Het die Here nie vir Jona Ninive gestuur nie, toe klim op die skip, en toe op die skip klim, toe kom 'n storm, en almal op die skip was in 'n storm gewees, as gevolg van Jona, wat nie by die Here gehoor het nie, of wat gehoor het, maar ongehoorsaam was. Ek wil vir jou sê, as jy gehoorsaam is, en jy klim uit op die Here se woord, staan vas op die Here se woord. Want Eksodus 17 vers 2 sê ook, maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Kan jy sien, mense, want as hulle hierso, toe hulle hier was, hulle het gefokus op die droogte, het hulle gefokus op die vleeslike, en hulle het op die mens gefokus, en op die droogte, maar as jy hierdie kant is, fokus jy op die geestelike, en op Vader God, en dan fokus jy op die water, en op die droogte nie. Kan jy sien, as 'n verskil? As 'n verskil, mense. Ek wil vir jou 'n storie vertel, om dit vir jou te verduidelik. Jare terug, ek het in 1990 matriek geskryf, so dit gee so 'n bietjie van ouderdom, maar toe gaan swat ek, en ek het 5 jaar geswat, en toe einde 1995, toe besef ek moet seker begin aansoek doen vir werke, en so net voor my eindeksamen, begin ek CV's uitstuur, en hierdie een munisipaliteit in die Noordoos-Vrystaat, is 'n dorpie genoem Markwart. Wie het al gehoor van Markwart, of wie was al op Markwart? Min mense, nee, Markwart is 'n baie klein plattelandse dorpie. Aansoek gedoen, het my nooi vir 'n onderhoud, en ek het die werk gekry, en hulle het my gesê, jy kan begin werk, al het jy nog nie eindeksamen geskryf nie. En in elk geval, en ek het groot geword in Kimberley, en ek het 5 jaar in Bloemfontein gebly, groot plekke, al malls, great, baie mense, alles, en die onderhoud was op Winburg gewees, nie op Markwart nie. Ek was in my lewe nog nie op Markwart nie. En in elk geval, en sê die werk gekry, en ek sta opgewonde, ek het iets gekry, en ek sê, dis reg, en ek pak my goed, en ek gaan Markwart toe. Toe ek daar in Markwart kom, my eerste dag, sê ek, Here Jesus, help my. Hierdie dorpie is, jy sien, is 'n robot nie, is 2 steerstrate, die res grondpad. Alles grondstrate. Ek sê, Here, wat maak ek hier so? Moet ek hier kom? Here, dis droogtes. En ek fokus op die droogte, en daar was nog 'n telefoonhokkie, en die eerste dag bel ek my ma, sê, ma, ek hoort nie hier nie. Ek moet nie hier wees nie. Hierdie plek is droog, is te klein, is niks. Jy sien, is mense nie. Nee, maar in elk geval, sonder dat ek weet, die Here het vir my water. Die Here wil vir my iets oopbreek in daai dorp. Die Here soek my daar. Die Here het my gevat na Raphadim toe. Die Here het my gevat na Markwart toe. Want die Here wou vir my water, hy wou 'n wonderwerk doen in my lewe. Maar ek het gefokus op die droogte. Ek was behept met die droogte gewees. En ek wil vir jou sê, ek het 11 jaar in Markwart gebly, en dit was 11 van die beste jare van my lewe. Daar is wonderlike mense. Kan jy nie sê, ek wou nie daar weggaan nie. Nee, ek moes daar weggaan.
Nee, ek het die Here daar ontmoet. Ek het besigheid daar begin. Die Here het my besigheid gevestig. Daar's soveel goed. Die Here het in my lewe ingebou. Daar waar ek betrokke geraak het in die gemeente. Daar het soveel goeders gebeur. Ek wil vir jou sê, die Here het water uit 'n rots uit vir my oopgebreek en my dors kom les. En ek wil vir jou sê, partykeer vat die Here jou op 'n plek. Weet dat ek is hier so oor die Here en verdra die droogte. En weet dat die droogte is daar wanneer die Here wil vir my water gee. Die Here het iets wat hy wil doen in my lewe. Die Here wil ergens deurbreek. Die Here wil 'n wonderwerk doen. Hy wil iets inbou, hy wil iets doen. Mense, moenie fokus op die droogte nie. Dit gaan jou absorbeer, gaan jou opeet. Yes, ek weet, moenie hoor wat ek nie sê nie. Ek sê nie, ons moenie bewus wees daarvan nie. Ek sê nie, ons moet naïef wees nie. Ek sê, weet net, laat die Here het my hier gesit en daarom sal ek bid vir die droogte. Daarom sal ek dit tolereer, daarom sal ek dit hanteer, daarom sal ek dit verdra, daarom sal ek werk in dit. Maar ek gaan nie laat dit my oorweldig nie. Want ek weet, as die Here my hier gesit het, moet hy 'n plan hê vir my. Dan het die Here 'n doel vir my, dan is ek hier vir niks nie. Ek wil vir jou sê, mense, kan ek vir jou sê, die kerk is dieselfde. As die Here vir jou gesê het, jy moet hierna toe kom, ek moet dit gebruik as voorbeeld, wil ek vir jou vandag sê, weet, hier gaan droogte wees. Want weet, ek gaan iets sê wat jou irriteer. Weet, ek gaan iets sê wat jy nie meer gaan saamstem nie. Ek gaan iets sê wat jou gaan offend. Ek gaan dalk iets sê, ek gaan dalk iets doen wat te min is. Ek gaan dalk iets doen wat te veel is. Ek gaan foute maak. Wie weet dat jy ergens gaan droogtes wees. Maar moenie op dit fokus nie, moenie laat dit jou uithaal uit die plan wat God vir jou het nie, want jy is hier omdat God vir jou gesê het, jy moet hier wees. Moenie kom vir Jesus en loop oor mense nie. En jou roeping is dieselfde. Jou roeping is dieselfde. Jou roeping gaan met droogtes kom, glo vir my. Jou werk, jou huwelik, jou familie, jou verhoudings, daai goed gaan met droogtes kom. Moenie op die droogte fokus nie. Weet dat die Here het vir my gesê ek moet hier wees en daarom verwag ek water uit 'n rots en 'n verwag 'n wonderwerk uit die plek van droogte uit, want die Here wil iets doen. Hy wil iets doen in Raphadim met jou. Eksodus 17 vers 3, maar die volk het daar gesmag na water. Dis die sleutel, vriende. Dis die sleutel. As jy in Raphadim is en is droog, smag na water. Smag na water. Ek weet, ek het vir die Here gesê, Here, ek soek nie 'n kerk wat net religious is nie, Here. Ek soek 'n kerk waar ek sien die Heilige Gees beweeg, man. Ek wil wonders en tekens, dis nie woord, Here. Ek wil dit sien, Here. En dis droog, Here, dis droogtes. Here, daar gebeur nie baie goeders meer in die kerk. Ek praat sommer algemeen, nê. En Here Jesus droog. Here sê, stop. Hoekom fokus jy op die droogte die hele tyd? Soek die water. Hoekom gaan jy nie die water soek nie? Smag na die water. In plaas van te moan oor wat nie gebeur nie, en omdat te min gebeur, dors eerder vir dit wat kom. Dors eerder vir die water. Smag na die water. Laat daar 'n dors. Ek weet nie, het jy al ooit, was jy al dors, so dat jou keel plak en jy voel, jeez. Nee. Hy dors, nee. Hy dors vir dit wat kan kom as gevolg van die droogte. Want die Here wil iets doen. Smag na water. Eksodus 17 vers 4. Toe het Moses die Here aangeroep. Vriende, dis wat ons doen. Ons smag na water. En dan roep ons die Here aan en sê, Here, daar's 'n woestyn. Here, daar's droogte. Here, daar's nie water nie. Here, breek in, breek deur. Kom help, Here. Geef my die krag om staande te bly en om my oë op U te hou en die belofte te onthou dat U my hierso gesit het, Here, om die krag te gee om deur daai droogte woestyn te kom, want ek weet daar's aan die einde U wil iets doen, U wil 'n wonderwerk doen. Here, maar ek bid vir daai droogte, Here. Ek soek U in hierdie situasie. Ek soek U soos Moses. Dors. En soek die Here vir water. Eksodus 17 vers 5. En die Here het Moses geantwoord.
As die Here jou na Raphidim vat, gaan hy jou antwoord, mense. Moet net nie dat die droogte jou insuig nie. Soek hom, dors vir hom. Soek hom, want die Here sal deurkom. Die Here gaan jou nie stuur en los nie. Die Here gaan jou nie in hierdie jaar instuur en jou los nie. As die Here jou geroep het om deel te wees van dit wat vir jou voorlê in hierdie jaar, staan vas, mense. Moenie weghardloop oor droogtes en mis wat die Here wil doen nie. Glo dat die Here jou daar gesit het en bid vir die droogte en dors vir die water. Wat die Here wil doen, soek hom in daai plek en hy sal jou antwoord. Ek wil vir jou sê, mense, word dors vir hierdie jaar. Ek wil vir jou sê, kan ek vir jou sê, mense, ek staan op God se woord. Dit gaan 'n groot jaar wees. Ek sê nou vir jou mense, ek was hier van 4 uur of ergens wakker gewees en ek weet ek moet nog Johannesburg toe ry nagehou en ek sê Here ek moet slaap, maar ek kon net nie slaap, ek is so opgewonde dat ek daar lê en ek ervaar net wat die Here sê, Jesus man, ek is hier saam met julle, ek gaan dit doen en die Here kom bevestig net en ek is daar opgewonde en ek staan op daai woord en ek soek die Here vir die jaar, en ek sê, Here, ek soek daai water, ek soek dit, Here Jesus. Ek wil vir jou sê, word dors, kerk, want hier kom groot dinge, die Here gaan iets doen. Ek wil vir jou lees, Eksodus 17 vers 6. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen en voor die oë van die oudstes van Israel. Die Here het water uit 'n rots uitloop, die onmoontlike. Ek meen, wat is die kans dat water uit 'n rots uit gaan loop? 0. Kom, Here, as iemand het my so gesê, net so gesê 0. Maar die Here kan die onmoontlike laat gebeur. Die Here kan nie aansien, laat realiseer. Die Here kan water uit 'n rots uitloop. En die Here is gister, vandag en môre dieselfde. Ek wil vir jou sê, mense, wees reg om te drink. Want die Here het die rots oopgebreek, maar die volk moes drink. Word dors, sodat daai klippe split en daai water loop, dat jy kan drink. Dat jy kan reg wees om te drink, want hier kom water, mense. Ek sê dat Sherry vanoggend al woord gegee, lewende water, toe hy put oopbreek, lewende water. Maar word dors vir daai water, sodat as kom, is jy reg. Ek wil afsluit met hierdie tweede helfte van Eksodus 17, en ek wil vir jou sê, as jy dors, jy begin hierdie water drink, jy raak deel van wat ons is en van wat ons doen, jy raak betrokke, jy begin die water drink en jy begin dit uitgee, jy begin lewende water begin vloei. Wil ek vir jou sê, daar kom ook 'n battle, want presies in dieselfde hoofstuk, die volgende wat gebeur het, is Israel se eerste battle. Hulle eerste geveg het begin. Ons geveg is nie teen vlees en bloed, dis 'n vyand wat nie wil hê hierdie goed moet werk nie, mense. Ek wil vir jou sê, goed kom met 'n battle. Ek gaan nie doekies omdraai nie, ek wil nie val, ek wil vir jou sê, jy gaan nie, ja, laas jaar was nie lekker nie, maar ek vir jou sê, hierdie jaar gaan ook goed gebeur wat nie lekker is nie. Anders moet jy aan die einde van die jaar, jy sê, nee Mirok, ek stem met jou saam, hierdie gaan 'n wonderlike jaar, is great, okay, great, maar moet dit nie nou vir my sê, jy sê dit van die einde van die jaar. En as dit dan so is, dan sê ek, okay, sorry Here, ek was verkeerd gewees. Kom ons wag vir die einde van die jaar, kom jy nou wat jy sê, dit was perfek gewees. Ek het nie een keer beklei my vrou nie, my kinders was perfek gewees, skoolpunte was great gewees, finances, alles is amazing gewees, ek het nie my voet gesoek nie, ek het nie 'n pothol getref nie, dit was 'n amazing jaar gewees. Daar's potholes in die strate, mense, of jy nou wil of nie wil nie. Nee, maar ek wil dit sê, ons gaan deur daai potholes, want die Here het vir ons gesê, dis waar ek jou wil stuur. Ek soek jou in Klerksdorp. Here, my potholes, dis okay. En as jy nou 'n pothole tref, is okay. Van Klerksdorp kom met potholes. Maar dis waar ek jou wil hê.
Is ek reg? Frana, as ek uit lyn uit te sê vir my, as ek verkeerd te sê my, hoor. Okay, maar anyway, kom ons gaan aan, anders raak ek nou heeltemal distracted. Eksodus 17 vers 8, daarop het Amalek gekom en teen Israel by Rafidim geveg. Daar het 'n oorlog gekom, maar hierso is die ding, mense. Hierso is dit. Kom ek gee dit vir jou, Eksodus 17 vers 9. En Moses aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Maar môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. Moses was 'n wegwysing van Jesus, wat op Golgotha was, met die kruis in sy hande. Wat gesê het, ek sterf vir jou, ek gee jou die oorwinning, ek veg vir jou, teen die Amalek, teen die vyand, en ek bring die oorwinning vir jou, sodat jy in oorwinning kan stap. Is dit nie amazing nie? En hierso kom Moses en hy wys vir ons, yes, as 'n vyand wat veg, maar Jesus het vir jou die oorwinning gegee. Hy het die autoriteit vir jou gegee. En daarom moet ek en jy ook op daai plek wees, by Jesus se voete, by sy kruis. En ons kruis opneem. En dit sê in Eksodus 17 vers 11, en telkens as Moses sy hande ophou, was Israel die sterkste, maar as sy hande laat stak, was Amalek die sterkste. En dit is wat ek en jy gaan doen, mense. Ons gaan ons hande ophou, ons gaan vir die Here loof, ons gaan hom eer gee vir die oorwinning, en ons gaan bid, en ons gaan die autoriteit opneem wat die Here vir ons gegee het. En dit is wat Moses gedoen het. Hy het sy hande opgesteek, dit was 'n teken van God se autoriteit gewees, oor die vyand gewees. En aan die oorwinning gekom, ons gaan ons hande opsit na Vader God toe, nie uit my eie vlees en my eie vermoëns nie, maar deur Christus, vir wat hy vir my gedoen het. En ek gaan staan op dit, en ek gaan die oorwinning vat, as gevolg van wat Jesus vir my gedoen het. En as teken, gaan ons hande opsit en sê, Here, ons vat die oorwinning, ons is deel van die oorwinning. En ons bid, Vader, en ons loof U, vir dit wat U vir ons gedoen het. Vers 12, maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En ons gaan staan op die rots, wat onwankelbaar is, want die Here sê, op hierdie rots sal ek my huis bou. En ons gaan staan op die rots, ons gaan nie op die sand bou nie. Jesus plus nothing, Jesus minus nothing. Jesus is die kern, hy is die rots en alles is op Jesus. En ons bou op hom en vanoggend het Rian ook gesê, be patient, wag op die Here. En ons gaan wag vir die Here, want die Here het 'n plan, want hy wil die rots, hy wil 'n rots oopbreek en vir ons water gee. Dis nie amazing nie. Vers 14, toe sê die Here vir vers 12 nog, sê, en Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant, so het hy sy hande dan vas gebly tot sononder. En mense, ons gaan dit saam doen. Ons gaan mekaar se hande sterk maak, ons gaan betrokke raak, ons gaan deel wees. Ons gaan klein groepies hê en ons gaan serving teams hê of diensspanne hê en ons gaan uitreike doen en as 'n kerk wil ek weet ons kan nie almal altyd deel wees van alles, maar ek wil jou, dit gaan 'n sterk deel wees van wie ons is. Want ons wil hê, jy moet nie net hier kom sit op 'n Sondag, ons wil hê jy moet in 'n groepie wees waar mense jou naam ken, waar hulle omgee vir jou, waar hulle weet van jou, waar hulle kan bid vir jou, waar hulle vir jou kan kos vat as jy siek is en waar jy kan deel wees en waar jy kan disipel en waar die Heilige Gees kan opdaag. En iets doen in julle lewens, in 'n klein groepie. Ons wil hê jy moet deel wees in dit, want ek wil seker wees, elkeen is versorg. En ons wil hê, ons is hierso kom met ons dien, want Sondag is ook vir die verlorenes. En as mense hierso inkom, wil ek hê hulle moet versorg wees en hulle moet na gekyk word. En dit vat ons almal as 'n familie om saam te staan en om deel te wees en betrokke te wees. En elkeen is ergens, ons deel met ietsie en jy hoef nie elke Sondag iets te doen nie. Nou en dan, wees net in 'n groepie waar jy nou na jou hand kan opsit sê, ek sal die koppies pak of ek sal welkom sê, of ek sal dit doen of dat doen. Laat ons net deel is van iets, en dan wil ons uitreike doen, ons wil nie net 'n Sondag wees nie, ons wil in die week betrokke wees in die dorp, en waar die Here ons ook al stuur, en ons wil hê mense moet daar wees, want daar sal ek vir sê, word harte aangeraak, en lewens word verander. Ek was baie op uitreike, en baie keer doen die Here meer in my lewe, as in die mense na wie toe ek gaan. Maar ek wil hê ons moet op die frontlyne van die lewe ook wees. Ek wil nie ons op 'n sitkerk wees nie. Ons gaan 'n doen kerk wees, wat betrokke gaan wees, en wat gaan deel wees van dit wat die Here doen. Want ek gaan nie laat die Here op sy eie werk nie.
En ek wil jy kom dors vir wat die Here wil doen. Vers 14, toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek die gedagtes van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Ons gaan hier goed vasmaak in ons lewens. Het gaan deel wees van ons DNA, van wie ons is, van wat ons doen. En dan sluit ek af in die laaste skrifgie. Eksodus 17 vers 15. En Moses het 'n altaar gebou en het genoem, die Here is my banner. Die Here is my standaard. Ons gaan 'n banner oprig wat sê die Here is ons standaard. Dis die een waarna ons kyk, dis die een wat ons volg, dis ons standaard. Die Jesus Christus. Amen.